26 April tot 2 Mei, aan sy se eervolle vermelding, snelverhaal. Twyfel, geskryf deur Johan Rickert. Soms skryf die twyfel in my gemoed, en ek word tot stilstand geruk. Tot stilstand geruk, want ek raak te veel in my eie kop, en dan begin ek geloofsake uitredeneer, volgens my eie menslike denke. Dit is gevaarlik, want jou eie denke word so maklik beïnvloed deur die bombardement van die lewe en die nuus. Soms bring dit twyfel en jy raak verward. Om te onderskei wat reg of vals is, begin jou in 'n posisie sit waar alles vermeng raak en jy later nie meer herwaarts of derwaarts kan dink of redeneer nie. Dit begin egter die twyfel laat ontstaan, dat jy besig is om jou geloof te verloor, wat kan aanleiding gee tot selftwyfel in alles. Jy begin jou lewe soos 'n passer leef, al in die ronde en kom nêrens. Almal gee raad en jou soeke duur voort en die raak al hoe meer gejaag na wind, soos die prediker sê. Jy bid en weet nie of jy reg bid nie. Dan moet jy soms net begin stil raak en luister sonder om in jou eie kop rond te hardloop. Raak stil en vertrou op die Here, wat sê hy weet alles. Vertrou die Heilige Gees wat jou onuitspreeklike gevoelens vat en dit verander in gebed. Vertrou op Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood en alles regeer. Gaan sit net erns. Ek dink bietjie na wat oor die afgelope tyd gebeur het met die gebede wat jy gebid het. Dan sal jy raak sien hoe dit verhoor is. Nie met groot fanfare nie, maar subtiel het die Here dinge begin verander, waarvoor jy gevra en gesmeek het. Nie altyd soos jy gevra het nie, maar die regte ding op die regte tyd. Sodra jy dit begin raak sien, begin die twyfel aan hoe minder raak, en jy begin weer rigting kry. Ons Vader vra in die gebede met baie woorde nie. Hy vra oorgawe en geloof. Die Heilige Gees sal ons gedagtes en gevoelens verwoord.